So, wat bedoel ek en waarmee is die Here besig? As ek kan sê, die Here wil hê, ek moet vanoggend met ons gemeente praat oor laat jy's doelgemaak. Dis 'n baie maklike begrip, nê? Maar ek weet nie of ons dit so hanteer nie, jy weet. Ek weet nie of ons so lewe en so optree nie. Jy weet, laat ons verstaan wat is jou doel en jy's gemaak vir dit. Ek dink die maklikste verstaanbare is dat God het hulle man en vrou gemaak. God het hulle twee duidelike verskillendes gemaak. Man en vrou, nee. En dan het God ook nog hierdie slim plan gehad om hulle te laat ouer word. So nou het jy nuwe toevoegings en ons kan dit, jy weet, die babiekies noem of weet ons kan die kleuters noem en ons kan deur die skooljare beweeg en ons kan oor die tienerjare en na die jonk en die jonk getroudes toe gaan en na die middeljariges toe gaan en uiteindelik na die oueres en die bejaardes toe gaan. En dan kan ons sien dat God het selfs daarin het hy ook 'n manier om te sê daar's 'n verskil. Daar's 'n duidelike verskil tussen Tannie Audrey se gebedslewe en myne. En ek sê dit met 'n lekker hart. En Tannie sal kan getuig, elkeen van ons oumas sal kan getuig, nee, hulle het baie meer tyd om te bid as ander. Ek dink so, jy weet, ek dink so. Dis die voorreg van om nie meer op te staan en werk toe te hardloop nie, né? Jy raak rustiger en jy het 'n nader, jy het 'n gesels, jy het 'n gebedswêreld. Nou, daar's verskille wat ons moet akkommodeer en ons moet vir mekaar help om daardeur te werk. Nou, as ek sê ons is doelgemaak en ek skryf die datum verkeerd 29 Februarie, dan moet jy weet ek was toe nou verkeerd geweest om te dink 'n skrikkeljaar, jy weet ensovoorts. Dis die 1 Maart hoor, so maak asseblief vir jou gedagtes reg. Kom ons lees saam die teksvers wat ek nou vir die 4de keer of die 5de keer herhaal, as uit Efesiërs, wat hy sê vers 14 en 17, hy sê, daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode. Wie van julle onthou daai eerste boodskap? Hoe het ek jou bewus gemaak daarvan, dat jy moet kan erken, maar ek is aan die slaap. Jy weet, ek is aan die slaap. En ek het nodig om wakker gemaak te word. Ok, ek sien 'n paar van julle is weer aan die slaap. Ok, goed. Is net as jy amen sê wat ek begin dink, jy's nie so aan die slaap soos ander nie, né? Goed, maar hy gaan verder en dan sê hy, staan op uit die dode, staan op uit die dode uit. Dit is so duidelik in ons sangdiens, jy weet, daar die steen is weggerol, en nou is dit 'n geval nie van opwek nie, dis 'n geval van opstaan. Jy moet daai kind uit die bed uit kry wanneer skooltyd. Jy moet daai geesmens van jouself moet jy nou roer en sê, dit help nie, ek is wakker, maar ek het nie opgestaan nie, nee. En dan sê hy, en Christus sal oor jou skyn. En ek het hom gehou, of ek het hom begin verstaan, as dat hy gaan vanoggend 'n belangrike sin wees. Pas dan op dat julle nou gesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse mense. En ek wil vir jou sê, respek het alles te maak met wysheid. As jy eers respek verloor, verloor jy wysheid. Gaan dit weer sê. As jy eers respek begin verloor, gaan jy wysheid mis. Want respek sluit die deur oop vir wysheid. Respek gaan jou help om te verstaan dat hierdie persoon is nie besig om jou persoon aan te val of sleg te maak nie. Hierdie persoon is eintlik uit sy wyse ervarings besig om vir jou te sê, pas op, wees versigtig. En daarom kan respek soveel beteken. Hy sê, en koop die tyd uit omdat die dae boos is. Ek het dit nou al hoeveel keer probeer beklem. Jy weet, moenie dood spreek nie, spreek lewe.
Sê gou vir een langs jou lewe, spreek lewe. Praat, sê ons gaan oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis en ons sal tot die dood toe ons lewe nie lief hê nie, want hoekom ons God is 'n ewige God. Halleluja. En ek wil ook vir jou sê, moenie dood spreek oor die gemeente nie. Moenie sê, ja, hierdie gemeente is op sy einde nie, weet. Ek wil vir jou sê, daar's 'n toekoms in Jesus se naam. Spreek lewe oor jou huis, spreek lewe oor jou werk, spreek lewe oor elke ding wat jy jou hand aan sit. En dan verstaan jy wat die wil van die Here is. En ek wil hê jy moet weet dat God wil nie hê dat enige iemand moet verlore gaan nie, maar dat almal, halleluja, maar dat almal gered kan word, nê. En daarom hoop en vertrou ek dat vanoggend se boodskap jou gaan help om dit te doen. Hier is 'n vertrekpunt wat ons mis in die skepingsverhaal. Die afgelope paar boodskappe het ons teruggevat na die skepingsverhaal. Hy sê, en God het gesê, Genesis 1:26 en 27, laat ons, let op, ons. In die Afrikaanse ou vertaling maak dit nog 'n hoofletter ook, né? Laat ons. Nou, ek het die idee God was bietjie alleen. Wie was by hom? Wie was saam met hom gewees? Laat ons mense maak na ons beeld. So, wil jy 'n idee vorm van hoe lyk God? Wil jy 'n idee vorm van hoe lyk God? Ons sukkel baie keer om daai kant toe te dink, né? Maar kan ek vir jou sê, as jy God se wese en karakter, dan sien jy hierdie volmaakte mens wat perfek funksioneer. Goed, ek gaan nie te ver daar gaan nie. Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. So, ek dink jy hoef nie vir my te vra, hoe voel ek oor geslagsgelykheid nie? Ek glo ons is man en vrou. Dis vir my so maklik eenvoudig soos dit. So as dit my in die moeilikheid moet laat beland, dan wil ek sê, wel, ek het tog 'n idee, daar's bietjie verskille, nê. En as ons 'n tree verder gaan en ons ontdek onsself en ons aanvaar hierdie absolute belangrike beginsel, is dat God het ons gemaak. Hy het my gemaak. Dan sê Prediker 1:13, sê hy, en ek het my hart daarop gerig om met wysheid te ondersoek en na te speur alles wat onder die hemel gebeur. Dis 'n moeilike taak. Nou, ek hoor altyd, jy weet, hulle sê dis moeilik om jou vrou te verstaan, jy weet. Maar ek dink is weer vir die vrouens moeilik om ons mans te verstaan, jy weet. Want hoekom? Dis 'n moeilike taak om te verstaan waarheen is God op pad met my. En as jy verder lees, dan sê hy het nie net gekyk na man en vrou nie, hy sê om te ondersoek en na te speur alles wat onder die hemel gebeur. Nou, nie een van ons kom daarby uit nie, stem julle my saam? Ons kom nie by alles uit nie. Maar kan ek vir jou sê, dis nie 'n verskoning om die 2 of 3 goed wat jy moet ondersoek en naspeur, te ondersoek en na te speur nie. Dis nie 'n verskoning om te sê, dis te veel gevra nie. As jy daardie een ding moet verstaan, dan gaan verstaan jy hom, jy speur hom na. Hy sê, dis 'n moeilike taak wat God aan die mensekinders gegee het, om hulle daarmee te kwel. So as jy af en toe so bietjie begin bekommerd raak, moenie te bekommerd raak nie. Wees dankbaar dat jy God se opdrag besig is om uit te voer. Jy vra vir jouself, hoekom is dit so? Wat het nou gebeur? Jy's ook nie beter weterig of jy's nie meer waardig nie. Jy's diep afhanklik voor God. Here, ek wil net verstaan. Hoekom sê hulle wat hulle sê? Hoekom doen hulle wat hulle doen?
In Habakuk die 2de hoofstuk sê hy dit so, en dan sê hy op my wagtoring wil ek gaan staan en op 'n skansmuur my stel en ek wil speur om te sien wat hy in my sal spreek en wat ek op my klagte moet antwoord. Ek wil hê jy moet weet, dis 'n in jou saak. Jy kry die antwoorde hier in jou. Ons maak nie fout om 'n WhatsApp te lees en te dink is die antwoord, jy weet. Of ons hoor dit op die nuus, of ons luister na iets, of ons kyk na iemand, jy weet. En dan wil ons soort van sê, daar's die antwoord, sien jy, daar's die antwoord. Nee, die antwoord moet hier binnekant wees. Jy moet kan staan en val vir die antwoord. Jy moet kan sê, my alles is op daai antwoord. Ek staan vir dit. Ek is oortuig daarvan. En dan is dit my mooi dat hy ook sê, dat as ons mooi gaan kyk, dan het ons baie keer as ons kla. Nou wie vir julle kla af en toe in julle gebede ook in julle woorde, né? Seker nie hierdie gemeente nie. Ag, as dit net kan, en as hierdie net, en ag, hoekom is dit nou alweer? Jy hoef net daai woordjie agbare, weet, ag, jy weet, en as jy sê, agbare, almagtige, ewige God van hemel en aarde, ek het alweer 'n klagte. Ek is alweer hier om voor u te kom kla, en te sê, hoekom loop dit skeef? Hoekom voel dit nie reg nie? Nou ek weet ek gaan stadig en ek wil nie te stadig beweeg nie, maar waarom en hoekom wil die Heilige Gees vandag in die kerk, in ons gemeente, hoekom wil God hê, ons moet hoor, jy's doel gemaak. Jy's vir 'n doel gemaak. Jy's vir 'n besonderse doel gemaak. Nou, as ek teruggaan na die eerste boodskap, dan sê jy verstaan, dit was gebaseer op ons musiekfees, en daar was eintlik 'n opdrag gewees in die musiekfees, wat 'n klomp van ons geïgnoreer het. En ek gaan hom vanoggend net weer herhaal, en dan besluit jy gaan hom nie ignoreer nie, né? Ek dink is nodig om elke dag te sing. Al sing jy hoe krom en skeef, en al is jou stem nie die beste nie, en al weet jy niks van musiek nie, en al kan jy nie 'n instrument speel nie, kan jy nog steeds sing. Want sing is 'n baie, baie noodsaaklike deel. En ek wil jou aanmoedig, as jy nou net vir jouself dink, het jy nou al vanoggend gesing? Natuurlik. Dit is so maklik op 'n Sondag te sing. En is soveel mense, en is hierdie musiek wat jou help om te sing. Maar wag tot jy môreoggend, jy weet, op 'n plekkie kom, waar jy voel, dat bid is makliker. Want bid het ook 'n plek. En jy moet gedurig bid. Jy moet volhardend bid. Maar is bid die enigste ene? Dan het ek uit Silas en Paulus wat in die tronk was, vir jou daarop uitgewys, dat hulle lofliedere middernag gesing het, en hulle het gebid, en die gevangenes het na hulle geluister. So kan ek vir jou sê, moet ook nie dink jy gaan jou sing kan wegsteek nie. Moet dit nie wegsteek nie, want is iemand wat dit moet hoor. Nou ek gaan nie alles kan herhaal nie, ek het reeds iets daarvan gesê, dat respek bring wysheid. Kan ek vir jou sê, dis tyd dat jy weer gaan kyk, wie is die mense wat jy respek het voor in jou lewe. Is dit so moeilik? Gaan maak 'n lysie, as jy 'n lys kan maak. As jy meer as een het. Ek dink vir al ons kinders moet leer om respek weer te hê. En hulle is in die proses daarvan. En ons moet hulle help verstaan, dat as hulle respek kry, dan sê hulle, soos wat, as hulle onskuldig is, dan kom die dogtertjie mos by die huis en sê vir die ma, juffrou het gesê. Jy weet, want juffroue weet meer as die ma. Amen. Jy weet. Dan kan ek vir jou sê, as jy so 'n bietjie gaan kyk na jouself, dan gaan jy ook begin agterkom, waar lê jou respek? Van wie sê jy, ek het dit gehoor?
Dan kan ek vir jou sê, respek het altyd 'n naam, en daardie naam behoort uiteindelik jou God te wees. Die een wat al die sê het. Die een wat al die autoriteit het. Wat al die almag het. En jy moet kan sê, sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. En nou is dit vir my so, dat hoekom het God hierdie plan, hoekom het hy hierdie woorde vir ons in 'n dag soos hierdie? Hy wil hê dat ons op daardie plek sal kom, waar jy jou doel gaan vervul, jou doel gaan bereik. En ek glo dit gaan klein stukkie verrassing vir sommige van julle wees, maar die wat dit al reeds ken en ervaar, sal dit net wees, ek gaan sorg dat dit gebeur. Kom ons kyk na wat, en volgende week as die Here my spaar, gaan ek jou help om die verskil tussen volg en funksioneer te verstaan. Pastoor, is allemaal moeilike somme, moeilike goed, nie, is nie moeilik, sing, bid, respek, nee. Is dit moeilik om respek te betoon? Is net om jou gees, jou hart reg te kry. Is dit moeilik om te vertel oor wie jy respek het voor? Ek weet om Angus Bakken kom nou kuier een of ander tyd, dan kom hou hulle die Kersdienste en so. En is altyd, wie van julle het 5 like potatoes die storie gekyk? Julle het hom gesien, nee. Is altyd vir my so lekker, jy weet. En dan dink ek, jy weet, hier is iemand wat ek op my lysie van respek sit. En ek sê, ek hoor graag wat om Angus vir ons wil sê, en hoe hy dit vir ons sê. Nou, wat het hierdie vers in ons teksvers te maak met Jesus Christus gaan oor my skyn? As ek my doel in die lewe wil bereik, het dit alles te maak met Jesus. Dit gaan baie goed insluit, en dit gaan seker goed uitsluit. En ek wil hê jy moet vanoggend saam met my verstaan, dat as jy daaraan dink dat God jou gemaak het, dan het hy jou verseker vir 'n rede gemaak. So die oomblik as jy nutteloos en waardeloosheid begin ervaar, die oomblik as jy dink, ag, ek beteken tog niks vir niemand nie, dan bestraf jy en neem jy daardie gedagtes gevange en jy maak 'n diensbaar aan Jesus Christus en jy sê, ek is vir 'n doel gemaak. Ek is op hierdie aarde om iets te wees. God het goed geweet hoekom hy my gemaak het, want hy wil hê dat ek dit moet bereik. En daarom is het my so mooi, dat jy iets sal gesnap van Genesis vers 26, as hy sê, laat ons mense maak na ons gelykenis, en dan wil ek hê jy moet weet, aan die een kant het God jou 'n mens gemaak. Jy's nie 'n olifant nie, jy's nie 'n akasia boom nie, jy is nie, jy weet, een of ander standbeeld nie. Behalwe party mense wat nie kom hande klap nie. Jy weet, maar hoorie, tot standbeelde dink ek kan hande klap, hoor. Ek dink as jy op 'n plek kom waar jy sê, God het my 'n mens gemaak. En jy verstaan weer jou posisie van autoriteit. Jy verstaan weer, dat as jy daai visstok by jou kar insit, en jy ry see toe, en jy sê, ek gaan vis vang. En jy gooi daai visstok, en jy die aas aangesit, en jy vang niks die hele dag nie, dan kom jy terug, en dan kla jy by Jesus, soos wat die disippels gekla het, en dan sê Jesus vir hulle, nee, gaan vang maar net aan die ander kant. Gooi die net aan die ander kant uit. Dan gaan volg jy weer sy instruksies, en dan sê jy, ja, hoe werk dit, jy weet, ons het heel nag hard probeer, en Jesus los dit op in 'n oomblik. So kan ek jou help om te verstaan, dat iewers het God 'n plan, om met jou te spog. Hoe kan ek dit reg uitdruk sonder die meeste van julle, baie mense skuldig, baie mense weet, weerhou dit, hulle weerstaan dit, om te dink, dat God wil met jou spog.
Hy wil jou uitroep, nê. En dan wil hy vir jou sê, soos wat ons dit met ons kinders doen. By die huis, as sing hulle vir ons nou kinderliedjies, en dan kom kuier die pastoor, of dan kom kuier die familie, ouma of oupa, en dan roep hulle die kind, en dan sê hulle, Boetie, sussie, kom hier so. Sing nou vir ouma daai liedjie wat jy net so, en julle weet wat gebeur. Ek wil nie die liedjie sing nie, ek kan nie sing nie. En hoekom? Ons hou nie daarvan nie, maar kan ek vir jou sê, God wil jy moet jouself in so mate wees, dat hy jou kan neersit en verander sê, kyk, sien hom raak, weet ek het hom gemaak vir 'n doel. En as jy daardie ervaring het van, net nie ek nie, en ek wil nie, en so, dan stop jy dit ook in Jesus se naam. En dan besluit jy, of jy jonk of oud is, en of jy wys is, en of jy onwys is, en of jy grys is, en of jy helder blonde hare het, maak nie saak nie. Ek is sy skepingswerk. Ek is sy skepingswerk. Hy het my gemaak. En jy sal met my kan saamstem, dat 'n mens dit nie wil laat gebeur, asof ons iets meer is as wat ons moet wees nie. Ons het, ek het vir Marlene gevra, is daar nie 'n liedjie wat ons kon sing nie, ons kon een liedjie kry, waar die kinders, die kinderkerk sing, wat hulle sê, ek is baie mooi gemaak. Jy weet, kinders sing dit, né? Het julle al gesien hoe die kinders al op hulle ouderdom al dit ontken? Nee, my neus is te lank en kyk hoe lyk ek en ek is so en ek is hierdie, in plaas van daardie belewenis van God het my gemaak. Hy het my regtig baie mooi gemaak. En daarom kan ek jou help, as jy nou een hoofstuk in die Bybel wil hê wat jou kan help om jou selfbeeld reg te trek, dan gaan lees jy Jesaja die 60ste hoofstuk, nee. En ek gaan net enkele verse kan aanraak. Hy sê, staan op, word verlig, want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here sal oor jou gaan, of die heerlikheid van die Here gaan oor jou op, nee. Ek wil hier moet hoor, laat Christus oor jou skyn. Word 'n spieël. Word 'n spieël. En jy sê, ek gaan net wees wat ek is. Maar as dit sleg is, gaan ek iets daaraan doen. As dit verkeerd is, gaan ek dit stop. As dit nie God verheerlik nie, dan gaan ek dit verander. En ek wil die mens wees wat hy wil hê ek moet wees. So kan ek jou help om te vra dat jy nie sal soek na aardse eer en verering en dat mense heeltyd vir jou vertel hoe wonderlik jy is nie, maar dat jy vanuit jou binneste, onthou nou daardie gedeelte, dat dit in jou sal spreek en sal sê ek is opreg, ek is eerbaar, ek is betroubaar, ek is gewillig, ek is gehoorsaam, ek het lief, ek kan waardeer, ek is wat ek moet wees en wat God wil hê ek moet wees. Dis sê wanneer jy hierdie lig vir die nasies word, wat God met jou kan spog, en daarom moenie op 'n plek in jou lewe kom, waar jy as die maaksel vir die maker wil sê, wat het jy gemaak? Want kan ek vir jou sê, ek dink dis hoe ons ouers baie keer oor ons kinders praat, ons sê, jy weet, ons het hulle goed groot gemaak, en toe het hulle groot sleg geraak. Jy weet, in plaas van laat ons sê, die goeie werk wat ek ingesit het toe hulle klein was, sal vrugte dra as hulle groot word. Amen. En my kind sal die Here dien. En my kind sal vir die Here lewe. Jy weet, as daar een sinnetjie is wat ek nie altyd waardeer nie, is daai enetjie wat sê, ag, die kind moet ook maar 'n draai in die wêreld gaan maak, laat hy ook nou sien hoe sleg en boos is die wêreld en die dinge van die wêreld en so. Nee, beskerm jou kind. Sê my kind gaan nie dit doen nie.
My kind gaan nie daar loop nie, my kind gaan nie daai pad gaan nie. Ek bly die bloed van Jesus Christus en die beskerming van die Allerhoogste God af oor my kind, en hy sal 'n geseënde en 'n gesalfde van die Here wees die res van sy lewe, en die duiwel sal hom nie kry nie, want hoekom? Hierdie pa weet, hierdie ma weet, om die duiwel te weerstaan en te sê, jy los my kind uit. Ek wil hê jy moet weet, as kerk van Jesus, moet ons op daardie plek kom, wat ons sal weet, as ek dink weet, aan laat ons is deur God gemaak, as sy maaksel, dan sê hy, maar tog o mens, wie is jy, wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê, waarom het u my so gemaak nie? Nou, ek weet, ek is nou op dun ys, en ek gaan nie eers vanoggend se boodskap op YouTube sit nie, want ek sal definitief moeilikheid kry. Maar ek wil vir u sê, ek dink is tyd dat ons weer duidelik vir mekaar sê, dat lesbianisme en homoseksualisme en geslagsgelykheid is nie wat die wêreld dit wil maak nie. Ja, jy eer vir jou man, jy het eer vir jou vrou, jy eer jou moeder en jou vader en jou moeder, en jy eer jou seun en jou dogter in die posisie waarin hulle is en wat hulle reg kry. Maar kan ek jou help om te verstaan, jy's wat God jou gemaak het. En jy's opgewonde daaroor. Jy's dankbaar daaroor. Daardie swak of sterk beeld, selfbeeld waarmee ons baie keer worstel word in Efesiërs 2:10 vasgevang, as hy sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Nou, ek dink dis hoekom 'n mens voor die Here jou kan verootmoedig. Want jy gaan kyk 'n bietjie na jou werke. Jy gaan kyk, hoe praat jy, hoe doen jy, met wie praat jy, waar loop jy, hoe maak jy? En as dit nie goed is nie, dan weet jy, jy mis die maker se plan in jou lewe. En ons almal ken die misleiding van om te dink jy het goed gedoen. Om te dink jy het goed bedoel. Maar die goed doen en die goed bedoel het nie uitgewerk of nie die regte effek gehad nie. Dan moet jy groot genoeg kan wees om te sê, Here, maak my weer kleiner. Here, help my asseblief, dat ek kan wees wat U wil hê ek moet wees. Ek wil minder word, sodat U meer kan word. Het ek jou in my sak, as ek vandag vir jou wil sê, dat Jesus is in staat, hy sê in my woorde nou, hy sê herskepper van die skepping. Hy kan dit wat uit die skepping uit verniel is en verkeerd geloop het, wat sondig en verkeerd geword het, kan hy wegvat. Hy kan uit dieselfde bondel klei weer 'n nuwe voorwerp tot eer maak. Hy is die God wat jou kan vat op jou ouderdom of ja, op jou jeugdigheid, en hy kan jou nuut maak, en hy kan vir jou sê, dis hoe ek jou oorspronklik beplan het. Keer jy terug na hom toe, jy hardloop na hom toe, jy jubel in die Here, want jou ou lewe het verbygegaan, dit het alles nuut geword, want hoekom? Hy kan alles nuut maak. Nou, in die Bybel gebeur daar mooi goed, en ek ben nou so 'n bietjie stadig, want ek is nou al versigtig, dat jy nou gaan mis, wat met Kleopas en sy vriend gebeur het. Nou, ek is in die week, is ek by 'n besigheid, en ek stap daar weg, en ek sê, as ek nou al ooit die 2 Emmausgangers gesien het, dan het ek hulle nou gesien. Weet jy, nou bedoelende die mense wat nou by die plek is, want dit is moedeloos, teleurgesteld, dit is, dinge werk nie uit nie, daar is nie antwoorde nie, daar is nie oplossings nie. Nou, wie van julle ken nou Kleopas of die Emmausgangers se storie? Die Bybel sê vir ons, hulle antwoord so vir Jesus, hulle sê, dis nou al die 3de dag, dat hy moes opgestaan het, en hy nog nie opgestaan nie, want tussen loop hy langs hulle. Halleluja. Hoe blind kan ons wees? Hoe kortsigtig is ons nie dikwels nie.
om te verstaan, dat as hy my gemaak het, en hy het my vir 'n doel gemaak, gaan God sy doel bereik. En ek mag nie toelaat, dat enige iets my stop om dit te wees nie. En een van die dinge wat ons moet doen, is om seker te maak, dat ons met geloof na onsself kyk, en sê, ek is tot alles in staat, deur Jesus Christus, wat my die krag gee, sal enige iets vir my te swaar wees, want hoekom met my God loop ek 'n bendestorm, en met my God spring ek oor 'n muur, halleluja. So ek is tot alles in staat. Halleluja. Paar van julle gaan swaar kry, om R2 klaar te kry. Maar as jy jou hart daarop sit, waarborg ek jou. En as jy my nie glo nie, gaan vra pastoor Benny Smit en sy vrou Karen, en hulle sal vir jou getuienis gee van die onmoontlikheid wat God kan doen. Halleluja. 'n jaar of 2 terug het hulle nie geglo hulle kan 'n R2. Nou kom pastoor Benny so ewe daar op 'n drafstap by my verby, en ek sê vir hom, stop pastoor, ek wil voor jou klaarmaak. Want jy's tot alles in staat, jy's deur God gemaak. Jy's God se skepingswerk. Ek hoop jy gaan dit saam met my verstaan, dat as Jesus hier langs Kleopas en sy vriend, en hulle so moedeloos terugstap, en dan sê Kleopas vir Jesus, want nou hoe moet ek dit uitdruk? Jesus, ek weet nie regtig of mense dit nou so kan sê nie, maar Jesus speel so bietjie dom, onkundig. Weet, hy maak asof hy nie weet nie. Wat is dit wat gebeur het? Wat het nou, help ek jou om iets te snap. Hier loop mens, ek en jy, en ons verstaan nie, God is in ons midde. Staan op, jy wat slaap, ontwaak, en laat die lig van Christus oor jou lewe begin skyn. Verstaan, jy is die krag van God, want hoekom? Dis sy krag wat in jou is, dis sy heerlikheid wat oor jou is, dis sy glans en sy glorie, wat die oorhand oor jou lewe wil kry. En hy wil jou maak, sodat jy by jou doel kan uitkom. En dit is vir my so mooi, as Jesus hulle help, of hulle sê vir Jesus, is hy alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, weet hy dan nou niks nie, dan wil ek nou sê, dis nou tipies hoe hulle, mag ek die woordjie gebruik, mindset is, nê? Dat niemand weet nie. Jesus het nog nie opgestaan nie. En ek wonder of ons as kerk nie dikwels in daai plek is, dat dit nodig is, dat Jesus weer sal opstaan by elke een van ons, en dat niemand homself uitsluit nie, en dat almal sal sê, luister, ek is eintlik aan die slaap, ek is eintlik stadig, ek is eintlik swak, ek is eintlik 'n verloor, ek gaan opstaan, en ek gaan nuut wees in Christus Jesus, en ek gaan nie toelaat, dat enige iets my beroof van wat God vir my beplan het nie, want wie kan beter weet as wat alles gebeur het? Wie kan beter die kruis verstaan as Jesus? Wie kan beter verstaan die opstanding uit die graf uit as Jesus? Wie kan beter verstaan? En hier kom hy, en soos in Kleopas die Emmausganger se verhaal, wil ek vanoggend vir jou sê, jy is op 'n plek waar Jesus homself aan jou wil openbaar maak, en as jy die deur oopmaak, as jy aandring, en jy sê vir hom, nee, kom in, jy kan nie nou verder gaan nie, ek hoop jy snap wat ek sê, ek maak hierdie storie wakker in jou hart, en as hulle vir Jesus maak asof hy verder wil gaan, dan sê hulle, nee, kom, dis al klaar, donker en alles, en dan eet hulle, en dan aan die tafel word die brood gebreek, ja, die nagmaal waarheid word 'n werklikheid, en die opgestane verreëse Jesus, kan jy in jou gees begin sê, amen, halleluja, die Here lewe, Jesus is 'n werklikheid, en uiteindelik dan verdwyn hy uit hulle midde uit, halleluja. Kleopas, wat het jy meer nodig? En ek weet, daai selfde wat net ook gesê het, ons kan nie, dis donker, ons moet nou in die huis kom, ons kan nie, hierdie paaie is gevaarlik, hulle loop hy 8 myl terug.
in die donker van die nag. Hulle gaan klop aan die deur by die disippels en hulle sê, hy het waarlik opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Hy het regtig, wat het gebeur? En man, hulle straal, hulle jubel, hulle blydskap is groot voor die Here. Hulle is eintlik die vreemdelinge gewees. Hulle was eintlik die onkundiges gewees. Totdat Jesus vir hulle rede gee. En hoor terug by Jesaja 60. Hy sê, dan sal jy dit sien en straal van vreugde en jou hart sal ontroer en verruim word. So kan ek vir jou sê, as jy sing, dan sing jy met so stroewe gesig as wat jy kan. Asseblief, nee. Want dit is hoe 400 jaar terug se kerk lyk. Wat tot vandag toe ons inhaal. En as jy bid, dan bid jy stadig en berekend. En jy sê jou woorde versigtig. Want jy moet onthou, dis godsdiens. En as jy respek, dan moet jy so. En as jy sê, ek ken sy naam, dan moet jy terug. Die Jode doen dit tot vandag toe. Ek het al hoeveel keer verduidelik, hulle skryf nie God se naam, weet, G-O-D met 'n O nie, dis G-D, want hulle het soveel respek. Hulle is so oortuig, ja, ek dink is tyd dat ons ook daar kom. Weer respek sal hê vir wat Jesus aan die kruis gedoen het. Hy het nie net gevolg nie, hy het gedoen. Hy het begin funksioneer tot die maksimum, en is volgende week se boodskap. Hy het gefunksioneer totdat dit sy lewe gekos het. Want hoekom? Hy het geweet dat die Vader het mag om uit die dood uit op te wek. Hy ken die een wat lewe is, hy ken die een wat hom gemaak het. En ek wil haastig en afsluit en vir jou sê, as jy sing of bid, of as jy respek betoon, of as jy sy naam bekry, dan verander dit. Moenie kunsmatig wees nie. As jy nie kan lag nie, moenie lag nie. As jy wil huil, huil. As jy wil sê misluk, dan sê jy misluk. As jy sê verloor, dan sê jy verloor. Dankie sussie. As jy op daardie plek is waar Jesus nog vir jou 'n vreemdeling is, dan se tyd laat jy hom nou in jou huis innooi. Tyd laat jy hom in jou lewe innooi. Sê, kom o Skepper Gees. Kom vul my met u Gees. En daarom gaan ek my broers vra om na vore te kom en ons gaan die nagmaal aan jou bedien, soos wat die Here Jesus daardie nag waarin hy verraai is. Want hoekom? Die apostel Paulus kan oor die nagmaal so skrywe. Hy kan sê, ek is 'n gevangene. Julle kan maar kom, dankie. Ek is 'n gevangene. Ek is in hierdie tronksel. Maar ek is vir 'n rede. Want hoekom? Daar gaan 'n aardbewing kom. Daar gaan 'n ontmoeting met die lewende God kom. Kan ek jou help om vanoggend te besluit? Ek gaan nie uitstel nie. Die Bybel is mooi as hy sê, soek die Here en jy sal hom vind. God is nie ver van ons af nie. Hy's eintlik hier. En dan vra ek jou, hoe naby is hy? Ken ons daai liedjie, is real to me? Sis ken hom.
Hy moet vir jou so naby wees, dat jy nie anderster kan, dat dit begin skyn en straal. Dit begin deur jou wys. En mense sê, wat het gebeur? Jy sien Paulus en Silas toe hulle daar die tronk uitstap. En hulle het lofliedere gesing en hulle het gebid en die gevangenes het geluister. Toe glo die gevangenes dat daar kan bevryding wees. Toe glo die gevangenes, daar's 'n groter hand. Al lyk dit soos 'n aardbewing en alles het stof en klippe wat spat. Daar's 'n groter hand. En as hy gesê het, dis nie waar jy gaan eindig nie, dan eindig jy nie daar nie. Ja, want hy se werklikheid. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik, en ek wil so graag nie jou te lank besig hou nie, maar kan jy gou nou iets van dit begin ryk? Sê Here, ek soek U. Ek soek U met my hele hart, my hele siel en my hele wese, want U is vir my 'n werklikheid. The Son of God. As daar 'n liedjie is wat jy in hierdie week kan sing, elke dag, in die oggend, in die middag, in die aand, in die nag as jy wakker word, dan sê jy, the Son of God is real to me. He's real to me. He's real to me. The Son of God. Yes, the Son of God to me. My soul demands reality. The Son of God is real to me. Sing het maar nog 'n keer of twee. He's real to me. He's real to me. The Son of God is real to me. My soul demands reality. The Son of God is real to me. Oh, is real to me. Here, laat dit gebeur met elkeen teenwoordig. Word 'n werklikheid. He is the Son of God, real to me. So much reality. The Son of God is real to me. Laat dit gebeur met jou en dan sê He's real. Oh, dankie Here, dankie. Dis 'n werklikheid, halleluja. Yes, the Son of God is real.